Praise God. Baie dankie, kan die sitplekke neem. Soos ek gesê het, vanmôre gaan ons so 'n bietjie anders te kerk hou as wat ons normaal by kerk hou. Ons gaan dan vanoggend wil ek vra dat van die manne wat hier is, asseblief saam met my aan die tafel kom sit. Okay, sit maar. Wat is so right, ek kom maar net daar. So. Sê. So wat ek nou vanmôre gaan doen is, ek wil 'n narratiewe preek preek. Nou narratief beteken 'n storie. Wanneer iemand 'n storie vertel, is dit 'n narratiewe storie. En dan saam met die narratiewe wil ek ook 'n tipologie doen. Dit beteken die tipe van hierdie tafel teenoor daai tafel, die nagmaaltafel. So hier voor u sien u nou die Pasga fees, soos wat die Jode dit gedoen het in die tyd van die Ou Testament. En die skrifgedeelte vanmôre is net een vers. 1 Korintiërs hoofstuk 11 vers 23 sê, dit wat ek van die Here ontvang het, gee ek vir u. Dit wat ek van die Here ontvang het, gee ek vir u. So, vanmôre kom ek om vir u hierdie tafel te verduidelik en hoe dit natuurlik deurtrek na die Nuwe Testament toe. So heel eerste, wanneer die Pasfees gehou word, is die heel eerste ding wat gebeur is, die persoon in wie se huis dit gedoen word, se voete, moet die mense se voete was. So, dit is die heel eerste, maar nou wat baie belangrik is, van voete was, is, dat 'n slaaf het nie nodig gehad om voete te was nie. Dit was die enigste ding in die lewe van 'n slaaf, wat hy vrygestel was. Nou kan julle verstaan, toe Jesus by die tafel kom, het niemand die voete gewas nie. Nie die man in wie se huis hulle was, het gekom om hulle voete te was nie. En Jesus het sy boekleed uitgetrek en begin om mense se voete te was. Nou, vir my is dit vandag baie lekker om iemand se voete te was, want die persoon het geshower en allerhande gepoefpoefies aangesit en hiernatoe geloop, nie in stofpaaie nie, nie in hitte nie, en hulle het skoene, dit is nie sandale nie. Onthou nou, in Jesus se tyd was dit sandale, so die stof en die sweet van die pad wat hulle gestap het, sit aan daai voete vas. En so dit was nie 'n baie aangename ding om iemand se voete te was in daai dae, soos wat dit nou aangenaam is om vandag voete te was nie. So, die heel eerste profetiese handeling wat ek gaan doen is, ek gaan iemand se voete was. So, gee my nou kans, dat ek net eers ook my boekleed uittrek, en dan gaan ek die voete was.
So dit beteken, hierdie beteken vandag, dat ons moet mekaar se voete was. En dit beteken ons moet mekaar dien, en gereed wees om mekaar te help. En net so, het die Here dan die voete gewas, van al sy disippels. En Petrus het gesê, Here, nie net my voete nie, maar my hele liggaam. Was dit asseblief. En nou is opkom. Ja, Here, U is kosbaar. U is die waarheid van God. En U stel nooit teleur nie. Dankie vir die woord wat waar. So vriende, hierdie profetiese handeling wat ek nou net gedoen het, is nie sommer maar net gedoen omdat dit deel was van die Paasfees tafel nie. Ek het dit gedoen om vir u te sê, ons moet meer beskikbaar wees om ander mense te dien en ander mense te leer en te waardeer. Ons moet mentors wees vir ons kinders, deur ook hulle voete te was. So dit was die heel eerste ding, die voete was. Dan was daar ongesuurde brood. Nou die ongesuurde brood was omdat hulle so haastig moes trek, was daar nie tyd vir die suurdeeg om te rys nie. So hulle het die suurdeeg hier in die brood gegooi nie. Hulle het net so die deeg gemaak en die brood gebak. Maar ook sê die ongesuurde brood vanmôre vir ons, dat hierdie ongesuurde brood is ook die hartseer van die slawerny wat hulle beleef het in Egipte. En dan by die begin van die Paasfees het hulle 'n stukkie van hierdie brood geneem en dan het hulle dit toegemaak. En dit weggesteek om te sê dat die Here het ons verlos en ons is weg van die hartseer af. Ons hoef dit nie meer te onthou nie. En ek wil vanoggend vir u sê, ons sonde is vergewe. Ons is verlos. Ons is vrygemaak. Ons het nie nodig om verder aan ons verlede te dink nie. Ons kan dit gaan wegsteek. So Pieter, gaan steek die brood vir ons weg asseblief. In jou sak. Ja, Here, U is kosbaar. Nou, daar was 'n paar belangrike dinge aan die Paasfeestafel, die Pasgatafel. Die persoon wat links gesit het, die persoon wat regs gesit het van die pa van die huis. Dit was belangrik, want die persoon wat links gesit het, is die persoon wat die beskerming gedoen het. Dis die persoon wat die oorlog gelei het. Die persoon wat regs gesit het, is die persoon wat die finansies van die huis hanteer het. En toe Jesus daai laaste aand die Pasga doen, toe was daar 'n stryery, wie sit links, wie sit regs. En ek kan myself verstout
te dink dat Petrus, toe hulle nou oor hierdie saak van links en regs sit, toe sê hy, julle moet onthou, ek het op water geloop. Nie een van julle het op water geloop nie, so ek moet links of regs sit. Ja. Ek het Eerste ek het die voordeel. En Johannes en sy broer Andreas, sy ma het na Jesus toe gekom. Julle sal onthou van, dat sy gesê het, asseblief my 2 seuns, die een aan die linkerkant en die een aan die regterkant. Ja. So, dit was nogal 'n baie belangrike aspek van die lewe. Maar weet julle wat, vir ons, om net in die teenwoordigheid van die Here te wees, is genoeg. Wonderlik. Niks meer en niks minder is nodig, om net in God se teenwoordigheid te wees. En sy teenwoordigheid te ervaar en te beleef. En sy liefde te ervaar en te beleef. Sy vrede te ervaar en te beleef. Sy
Hemelse Vader, ons wil vanmôre stil raak in U teenwoordigheid. Ja, Jezus. Here, as ons kyk na die Pasgafees en ons kyk na die nagmaaltafel, kan ons nie anderste as om te sê, Here, dankie. Dankie, dankie dat U Jesus gestuur het. Jesus, dankie dat U gekom het. Ja, Heilige Gees, leer ons meer omtrent U woord. ja. Laat U naam in en deur ons verheerlik word tot uitbreiding van U koninkryk. Ja. Amen. Amen. Baie dankie dat julle saam